Goeiemôre almal, ek groet julle vanoggend in die kosbare naam van ons Here Jesus Christus, die Messias, die Christus, die Seun van die Allerheilige God, Immanuel, God by ons. Ons prys en loof die Here vir hierdie pragtige dag. En gister is verby, ons sal hom nooit ooit weer kan oorhê nie, maar vandag is die dag wat deur die Here se hand gemaak het en ons bid net lewe, seën en voorspoed oor hierdie dag uit. En mag God se perfekte wil en plan in elke dorp, elke stad, elke provinsie, in hierdie dorp, in hierdie land, in hierdie wêreld, in hierdie skepping geskied, ook met elke siel wat die Here aangeraak het en geskape het, en mag hy verheerlik word, deur elke tree wat ons gee, elke woord wat ons spreek, waar ons gaan, waar hy ons ook al stuur. Mag ons as ligdraers, as erfgename, nakomelinge van Jesus Christus, altyd 'n goeie voorbeeld stel. Ek wil vanoggend vir jou vra om stil te raak, rustig te raak in jou gees en jou hart, die handbriek so 'n bietjie op te trek en gou na my te luister. Ek het iets op my hart wat ek vandag wil deel, en ek wil hê jy moet regtig maak vir jou koppie koffie of 'n koppie tee. Luister mooi wat die Here op my hart kom lê het. Ek het die voorreg gehad, en baie van ons het party daar die voorreg as dominee, pastoor of as 'n geestelike leier of apostel of profeet of evangelis. Dis 'n groot voorreg, dit is nie 'n reg nie, dis 'n voorreg om in diens te staan van die almagtige God. Dis 'n massiewe groot voorreg om ook uitgestuur te word vir die Here en ook 'n boodskap te kan bring aan soveel mense hier buite, het sy op platforms van Facebook, WhatsApp, Telegram of YouTube, en of dit fisies is wat jy in 'n kerk staan en of by 'n selgroep of wat 'n platform ook al vir jou gegee word. Dit kom met groot verantwoordelikheid en dit bly 'n massiewe groot voorreg, maar ook verantwoordelikheid om in die naam van die Here te praat en op te tree. Ek wil vanoggend oor iets praat wat op my hart gelê word, en ek wil hê julle moet mooi luister wat ek vandag vir julle sê. Ek het die voorreg gehad om so 'n boodskap af te lewer in 'n kerk. Ek is genooi, ek is uitgenooi, en dit is ook so deur die Heilige Gees gestaaf en bevestig, en ek vat die werk wat ek vir die Here doen baie ernstig op. En wat gebeur as 'n mens uitgenooi word, dan word dit punt nommer 1 gestaaf en bevestig, laat dit wat uit die monde van daai mense kom, wel van die Here afgekom het, dat dit sy perfekte wil en plan vir jou lewe is, en dan outomaties gaan dit oor, daar waar jy stil raak en bid, wat wil die Here hê van jou? Wat verwag hy van jou? Wil jy sien, as 'n mens daar voor gaan staan, gaan dit nie oor jouself nie. Dit gaan nie oor ander mense, dit gaan nie oor Satan, dit gaan oor God. In my geval het ek die voorreg gehad, elke boodskap wat ek bring, dat die Here dit deur visioene of drome in my hart in lê. Dit is die snaakste gevoel. En al wat ek doen is, ek haal dit uit my hart uit en ek sit dit op papier of ek sit dit op my rekenaar, my laptop. En op die einde van die dag is dit my basis waarvan ek werk. Nou baie belangrik, verder doen jy al jou beplannings rondom dit, jy kyk dat jou skrifte reg is, jy maak seker, jy toets alles en jy bring daai hele produk voor die Here en dan word alles getoets. Nou in my geval, die preek was so klein bietjie langer gewees as wat ek persoonlik sou verkies. Maar die Here, toe ek bid vir die Here en sê, Here, dis bietjie lank, toe sê die Here vir my, dit wat ek vir jou gee, moet jy openbaar. Alright, jy kan nie gaan sny aan die boodskap nie, maar daar's oë en ore wat luister, nie net vleeslik, maar ook geestelik. Jy sien, as jy so 'n boodskap bring, gaan dit nie net oor die pastoorpaar in die kerk of oor die lidmate, dit gaan oor agter die skerms met die kamerawerk en hoe dit versprei word op die verskillende sosiale media platforms en die trefkrag wat dit het in soveel ander geestelike leiers, dominees, pastore en ander geestelike kinders van God, broers en susters, die impak wat dit maak, nie net in Suid-Afrika nie, maar in die hele wêreld word die impak gesien en gevoel. Ons ervaar, ons beleef dit, ons sien dit, soos daai boodskappe uitbeweeg. Iets wat ek met julle wil praat vandag, luister baie mooi. As die Here vir jou opdrag gee,
dan moet jy dit uitvoer. Vir God is gehoorsaamheid belangriker as offers. En baie van julle wat kerke toe gaan of selgroepe toe gaan tog met 'n verwagting om te hoor wat die Here sê, wat die Here deur die geestelike lei. Maak nie saak of hy praat nie. Daai persoon wat daar voor staan, moet punt nommer 1 geroep en bemagtig wees, punt nommer 2 die opdrag van God ontvang, en punt nommer 3, hy moet net opdaag. God sal die res deur daai persoon doen as dit wel van die Here afkom, en ek ervaar dit en beleef dit so in my lewe ook. Maar daar's een ding wat jy nooit doen nie. Jy doen nie 'n boodskap halfpad nie. Wat ek daardeur sê is, jy kan nie uit daai kerk uitstap of uit daai selgroep uit en jy het 'n 3/4 van die boodskap gebring of jy het 'n halwe boodskap gebring, omdat dit gaan oor geld, omdat dit gaan oor eie eer en omdat dit gaan oor tyd nie. Luister baie mooi wat ek vandag vir jou sê. Ja, ek het 'n boodskap gebring, die boodskap was bietjie lank, maar op die einde van die dag is daar 'n doel en 'n rede hoekom daai boodskap so lank is, en op die einde van die dag gaan ek voor die Here staan. Verstaan my punt? As jy voor staan, kan jy een van 2 rigtings toe gaan. Jy kan of hel toe gaan of jy kan hemel toe gaan. Want dit kom met groot verantwoordelikheid en jy kan so vinnig in vandag se lewe 'n struikelblok in mense se lewe wees of dwaalleer versprei en verkondig. En dis hoekom dit so belangrik is. Daar gaan baie gebed, baie voorbereiding in hierdie tipe boodskappe in, en alles word getoets by die Here, alles word gestaaf en bevestig met die Here. En wat ek daardeur wil sê vandag, ons is nie clockwatchers nie. Ek wil julle terugvat in die Bybelse dae, sal julle sien dat hulle in die ou Bybelse dae die hele dag kerk gehou, die hele dag. En weet jy wat, ons kom op die einde van die dag, my boodskap, kom ons sê my boodskap was 1 uur en 40 minute lank gewees of 1 uur en 'n half. Maar op die einde van die dag, as ek daar voor staan, het ek geen benul van tyd nie. Ek is nie 'n clockwatcher nie. Ek wil dit baie duidelik stel vandag. As die Here vir my opdrag gee, dan gaan ek daai opdrag uitvoer, of dit vir 1 persoon is, of dit vir 50 biljoen mense is. Jy moet die boodskap bring wat God op jou hart kom lê, want dit het 'n trefkrag, nie net vleesiekie, maar ook geestelik. Jy weet my liewe broer en suster, ek het dit ervaar en beleef na die diens, na 'n preek wat ek gehou het, dat daar hier en daar mense wat gesê het, maar luister hierso, dit was net eenvoudig te lank, en ek besef en ek weet dit, en maar hoor my hart vandag, daar was tot mense wat, as die preek klaar is en mense sing, dan staan hulle op en loop uit die kerk uit, of uit die waar dit ook al is, by 'n selgroep of wat ook al, dan stap hulle uit, en groet niemand, die staan op en loop, en ontvang die seën van die Here na die tyd. En ek wil vandag vir jou sê, weet jy wat is my probleem daarmee? En ek sê dit vandag met 'n baie nederige, sagmoedige hart. Luister baie mooi wat ek vandag sê. Ek is nie om jou aan te val nie. Ek is nie om vir jou keuses en besluite te maak nie. Maar ek wil vandag vir jou sê, as God voor in die kerk gestaan het, en God het gepreek, hoe sal jy opgetree teenoor hom of teenoor Jesus Christus? Sal jy ook so uitgeloop het? Want op die einde van die dag, ja, jy kan omdraai en sê, maar jy is nie God nie, jy is nie Jesus Christus, jy is 100% reg. Ons is kinders van die almagtige God, ons is direkte verteenwoordiger van God se koninkryk. En die probleem is, jy kyk vleeslik, jy kyk nie geestelik, want op die einde van die dag, as jy geestelik deur God se oë na alles kyk, is dit die Heilige Gees, is God se Gees wat deur my spreek. Verstaan my punt, jy daag net op, dis God wat die werk deur jou doen. En ek wil vandag vir jou sê, weet jy wat is my probleem? Weet jy waarvoor is ek half ongelukkig in my hart vandag? En dis hoekom ek hierdie boodskap maak, want ek wil hê almal moet dit hoor. Baie van julle kan in julle karre klim, of in julle motors op 'n Vrydagmiddag, en julle kan die hele naweek voor die viswaters gaan sit, en braai. Baie van julle wat drink daai hele naweek, en julle sit ure en nagte voor daai visstok. En weet jy wat, dit pla jou nie, want alles gaan oor jouself. Baie van julle gaan na reisiesbane toe, soos byvoorbeeld Talton, en daar sal baie van julle al 5 uur, 4 uur die oggend sit, om eers by die hekke in te gaan. En weet jy wat, daar die hele dag deur te bring, tot 5 uur, 6 uur die middag, en daar te braai en alles, dan het julle nie 'n probleem om vir ure voor daai karre te sit nie. Baie van julle gaan kyk rugby of cricket. Met rugby wat jy voor die tyd gaan, 'n stuk vleis braai daar 1 uur en 'n half of 2 ure voor die tyd, of by die, wat noem hulle dit,
jy weet die kroe wat daar is, daar gaan sit en na live musiek luister en braai en kuier ure voor die wedstryd en dan begin die toets of die rugby begin, jy sit vir 'n uur of 2 dae en lekker rugby kyk en as jy klaar is, dan kan jy daar uitstap en jy kan, hoe kan ek sê, jy kan nog 'n uur of uur en 'n half kan jy nog sit en braai en kuier en jou doppie drink en al daai tipe ding, maar dit kan jy doen, verstaan my punt. Baie van julle kan, hoe kan ek sê, kan flieks kyk. Julle sal voor op die bank by jou sitkamer gaan sit en julle kan 'n uur en 'n half, 2 ure fliek, partykeer sommer 2, 3 na. Jy kan die hele dag voor 'n televisie sit en 'n uur en 'n half fliek kyk, partykeer sommer 2, 3 na mekaar. Maar weet jy wat, as julle in die kerke wil gaan sit, dan wil julle clockwatchers wees. En as die dominee nie gou, of die pastoor, of die geestelike leier nie gou genoeg praat nie, dan is daar altyd iemand wat wil diskrediteer, iemand wat wil braak, iemand wat wil kom voorsê, iemand wat wil altyd die negatiewe in alles sien. Maar hulle besef nie wat se absolute opoffering en werk gaan in hierdie tipe werk in nie. Daar waar ek gestaan het nou die dag in die kerk, ek kan vandag vir julle sê, mense besef nie die geestelike aanvalle wat jy ervaar en beleef nie, en wat jy ervaar en beleef aanvalle in hierdie werk, en weet ek noem dit backlash, na die tyd wat jy daai tipe kragtige boodskappe uitgebring, die backlash, die aanvalle wat jy kry daarvoor, en selfs die opbou na daai preke toe, wat die aanvalle ons geestelike leiers deurgaan. Mense besef dit nie, want dit is nie jy wat dit doen nie. En ek kan vandag vir jou sê dat ek voel daar moet bietjie meer respek van jou kant af kom, want ons kan nooit ons eie belange bo God se stel nie, want weet jy wat die Here sê, as jy jouself nie kan verloon nie, kan jy Jesus Christus nie volg nie. So dit gaan alles vir God oor wat in die hart aangaan. Dis wat vir God belangrik is. Jy weet my liewe broer en suster, luister mooi, ek beklei nie vandag nie, maar daar's 'n tyd en 'n plek vir alles, en daar moet 'n balans in jou lewe wees, net soos dit werk met woorde ook. Daar's 'n tyd vir praat, dan's daar tyd vir stil bly, daar's 'n tyd om op te tree. En weet jy wat, ek het al gesien, hoe kan jou eie ek 'n groter vyand as Satan nie buite word. Ek werk elke dag met vriende, met familie, met kennisse, mense wat op my pad kom, en op die einde van die dag wil hulle vir Satan die skuld gee, en op die einde van die dag is dit eintlik hulle self, hulle eie ek, hulle eie belange, want hulle toets nie voor hulle praat, hulle maak nie God deel van hulle besluite nie, en dan kom die duiwel, al wat hy doen, hy gooi net meer hout en petrol op die vuur, en hy ruk 'n hele gesin en familie, en vriende en vriendinne uit mekaar uit. Ek wil vandag vir julle sê dat, ek wil hê mense moet besef en weet, dat jy kan nooit jou eie belange bo God se stel nie. Ek dink daar moet bietjie meer waardering wees vir mense soos ons. Ek voel dat jy kom tog met 'n verwagting kerk toe om 'n boodskap te ontvang. En as jy dit vir die verkeerde redes doen, en dan is jou hart nie daar nie. Verstaan my punt. Op die einde van die dag, dis hoekom ek my boodskappe uitstuur, die video met die skrywe, sodat jy wat aan die ander kant sit, gaan kyk wat God vir my kom gee het. En op die einde van die dag, ek gaan my werk volledig doen. Of dit my 'n halfuur vat, en of dit my 3 ure vat, op die einde van die dag, ek gaan nie my plek in die koninkryk van God verloor, omdat ek jou entertain nie. Luister my baie, baie mooi uit vandag. Ek het werk om te doen, en ek is geroep en bemagtig, net soos jy gekwalifiseerd is, en wat jy ook al doen, so het God my geroep. Ek het nie God geroep, die God het my geroep om in diens van hom te werk, die dag tot bekering gekom het. En dit is 'n massiewe groot voorreg, ja, maar dit kom ook met massiewe groot verantwoordelikheid. En op die einde van die dag wanneer jy voor die Here staan, wanneer jou tyd op aarde uitloop, dan gaan jy nie môre omdraai en sê, Here, ek is jammer, ek het nie die waarheid ontvang, ek het nie geweet nie. Dan gaan die Here sê, nee, ek het daai man en daai vrou en daai persoon gebruik om jou te bemoedig, om jou te ondersteun, met wysheid te bedien. Nou weet jy wat, vir jou was kerk, dit was 'n sirkus. Verstaan, baie van julle is clockwatchers, en julle wil 'n mens op die einde van die dag vertel hoe jy jou werk moet doen, en wat jy moet praat, en wanneer jy moet spring, en wanneer jy moet volgens jou belange, volgens jou prioriteite, moet jy in plek spring. En ek sê vandag, so waar is wat daar God in die hemel is,
dit sal nooit gebeur nie. As ek die voorreg het om in jou kerk in te stap, of by jou huis, of by jou selgroep, moet jy weet, ons gaan die boodskap bring, soos God dit op my hart kom lê het, want eendag gaan ek rekenskap voor die Here moet gee, Jakobus 3:1, en ons gaan anders te beoordeel word. So wat ek vandag vir jou wil sê, daar gaan boodskappe wees, veral hierdie boodskappe wat die Here nou vir my laat maak het, dis 2 boodskappe, is eintlik een groot boodskap, wat in 2 gedeel is. Die eerste een was bietjie langer, daar's 'n doel en 'n rede, want die tweede boodskap gaan bietjie korter wees, omdat ons mense gaan hê wat vir ons kom opvoer, wat vir ons kom sing, en dit kos jou wat aan die ander kant sit, nie 'n sent nie. Verstaan my punt, dit is daar om terug te ploeg in die gemeente, om in te ploeg in die lidmate van daai gemeente, om God te veer. Dis waaroor alles gaan. Dis hoekom die Here my bietjie langer laat praat, maar daar gaan 'n tyd kom. Jy sien hierdie boodskap, hierdie preke, kan julle maar gaan kyk die basis wat gelê word. Daar's 'n doel, daar's 'n rede hoekom die Here hierdie basis lê. En dis nie te sê elke keer as jy instap in Koert Jordaan bring 'n boodskap, dat jy vir 'n uur of 'n uur en 'n half, daar gaan tye wees wat ek vir 30 of 40 minute 'n boodskap gaan bring, as ons oor een klein onderwerp gesels, wat jy uit jou hart uit kan praat, die boodskap bring wat God op jou hart, en jy draai hom en jy loop. Maar weet jy wat, omdat God vir jou opdrag gee, moet jy 'n basis lê, en vir al die lidmate in die kerk, en vir al die pastoorpaar, jy wil op dieselfde golflengte wees. Ons dien dieselfde God, verstaan my punt, ons het een God, een Bybel, een geloof, maar kyk hoeveel verskillende kerke daar is, verstaan my punt. Weet jy hoekom gebeur dit? Omdat die eie ek later die praatwerk doen, en nie meer die gees van God nie. En ek wil vandag vir julle sê, ek het baie liefde en respek vir die Here. Ek sal liewer die een wees wat onpopulêr is, die ene wat jy nie belangstel om te gaan luister of ondersteun nie. Ek kan vandag vir jou sê, as jy by my kom, uit my mond uit praat ek wat die Here op my hart kom lê het, en ek gaan eendag verantwoordelikheid, en ek gaan nie my ewige saligheid, my plek in die koninkryk van God verloor, omdat ek volgens jou voorsette en bepalings en voorwaardes gepreek het nie. Ek is nie daar vir geld, ek is nie daar vir jou geld nie, ek is nie daar vir eie eer nie, ek is daar om die Here te verheerlik. En dit wil ek vandag nie net namens my sê nie, maar vir baie ander dominees, pastore, wat absolute massiewe groot effort insit, as ek dit so kan sê, om 'n goeie produk op die tafel te sit. Ek dink dit is absoluut disrespekvol, as jy uitstap uit 'n kerk uit, kan nie eers groet nie, klim in jou kar en jy ry, dan moes jy nie eers 'n plekkie daar gewees het nie, en dan is jou hart in elk geval nie opreg nie, want op die einde van die dag gaan dit oor wat geestelik gebeur, en hoe die saad wat in jou hart val, dis die engele van die Here wat kunsmis en water gooi in daai lande alles inoes, as die saad ryp is. So ja, my liewe broer, suster, ek wil dit van my hart af gekry het. Ons kan nooit ons eie belange bo God se stel nie. Dit is waarna jy kan kyk. As jy na sport kan gaan kyk vir ure, en televisie, en karretjies, en voor die viswaters, en gaan jag, en ure op jou eie belange deel, dan is dit jou keuse, is jou besluit. Elke knie sal buig, elke tong sal bely. Maar as dit kom by die werk van die Here, moet jou hart, ek wil amper sê jou kop reg opgeskroef wees, en besef en weet, dit gaan nie oor die persoon wat daar staan, dit gaan nie oor die eie ek, dit gaan nie oor Koert, dit gaan oor geen ander mens, behalwe ons almagtige God en koning, en Jesus Christus nie, en die krag van die Heilige wat in en om ons lewe, en ons versterk, om met wysheid te praat en op te tree. En ja, daar's baie ander kerke, as jy ongemaklik voel, en dis te lank en alles, gaan kry vir jou ander kerk, maar op die einde van die dag, nee, moet jy die woord kan toets met die woord, en ons, soos ek sê, ons almal gaan voor die Here eendag staan en rekenskap gee. So ja, ek wil dit van my hart afkry, en dis hoekom ek hierdie boodskap maak. Dit is iets wat regtig baie, dit is half teleurstellend om te sien dat mense so disrespekvol optree, en altyd die negatiewe in alles kan sien, en jy weet, as jy nog negativiteit, jy weet, 'n ou moet altyd oop wees vir kritiek, en vir vermaning, en tug, en teregwysing, en alles wat daarmee gepaard gaan, maar as jy kan tog nie net op die negatiewe fokus. Ek sê altyd vir mense, eet die vis en spoeg die graat uit. En dit wat ek vandag vir julle wil sê, ons kan ure met ons eie belange besig hou, en daarmee is daar nie moeilikheid nie,
Maar as dit kom by die werk van die Here, moet God maar in die handkas staan, en is ons almal clockwatchers, en en 'n mens wil net klaar negatief wees. Dan wil ek vandag vir jou sê, dan verstaan jy nie kerk nie. Gaan kyk in die Bybelstyd, hulle die hele Sondag, of die hele Sabbatdag, het hulle kerk gehou, het hulle die woord van die evangelie, en hulle het kerk gehou tot die boodskap wat op hulle harte gelê is, geopenbaar is. En dis hoekom partykeer moet 'n ou bietjie tekenbord toe gaan, jy moet terug tekenbord, bietjie selfondersoek doen, en bietjie kyk na jouself, hoe staan jou sake met die Here Jesus Christus? Baie dankie vir almal se liefde, ondersteuning, se belangstelling, dankie vir die wat vir my bid, my ook op die hande dra, dankie vir almal wat van ver af kom om te ondersteun en te bemoedig, belang te stel, en wat vir ons bid, en die wat interses, voorpreke en boodskappe, ek kan vandag vir jou sê, ek kan voor God staan, en weet elke woord wat uit my mond uitgespoel het ek die seën van die Here daaroor gehad, en hy is verheerlik, en dit is al wat op die einde van die dag saak maak. Daar's die boodskap, die video, en die skrywe, en jy kan dit maar gaan toets maar by die Here. Dit was 'n opdrag van die Here. As jy die stem van die Heilige Gees kan hoor, sal die Here dit met jou staaf en bevestig. Wees geseënd in die Here Jesus Christus. Kyk na jou hart, doen 'n bietjie selfondersoek, en tree met respek op. Jy weet, daar's 'n skrif in die woord, Deuteronomium 17 vers 12, daar sal jy lees, as jy gesalfde van die Here met minagting behandel, 2 of 3 getuies stawe bevestig, het hulle jou doodgegooi met klippe. Daai tyd het hulle nog respek vir God se kinders gehad. Vandag wil almal sy mond uitspoel, almal wil spoeg, en almal wil braak, en almal het altyd 'n slimmer plan as die ander ene, en almal wil kritiek lewer, almal wil God se werk vir hom doen, almal wil regter wees, almal wil oordeel, almal wil probeer meneer wees. En ek sê vandag vir jou, is omdat jy die geestelike aspek van ons geloof nie verstaan nie. Ja, vandag gooi is jou nie dood met klippe nie, maar daar waar jy jou mond uitspoel, en skinder, en vervloek, en negatief praat, en kritiek lewer, en agter 'n mens se rug praat, wil ek vandag vir jou sê, jy kom dit nie agter my, maak geestelike deur oop, 'n saad van duisternis en vervloeking oor jou, omdat dit 'n sonde is wat tot die dood lei, as jy gesalfde van die Here met minagting behandel. Dit gaan nie oor koert nie, dit gaan oor die gees in koert. En dit is wat baie mense mis, omdat hulle geestelik blind en doof is, omdat hulle absoluut geestelik dood is. En ek kan vandag vir julle sê, skryf dit op, Koert Jordaan sê dit, as jy by instap waar ek preek of 'n boodskap bring, moet jy maar weet, al vat dit my 2-3 ure, ek sal nie uit daai kerk uitstap, nie voor ek my werk 100% gedoen het, en God daardeur verheerlik is nie. En maak nie saak of ek by 'n ander predikant of dominee of geestelike leier my skoene onder hulle tafel inskop nie, vir hulle sal ek respek hê, en ek sal my plek ken, en ek sal vir hulle bid, en vir hulle lief wees, en vir hulle respekteer, en ten minste hulle hand skud, en vir hulle dankie sê, vir hulle getrouheid en hulle gehoorsaamheid, en vir die absolute effort wat inkom. Ek wil vir julle sê, ek het die voorreg om saam met die klankingenieur ook te gewerk het oor hierdie naweek, wat in hierdie geval my broer was. Ons het al 3:30, 4 uur opgestaan, om vir 9 uur 'n goeie produk op die tafel te sit, omdat dit gaan oor kamerawerk, dit gaan oor klank, dit gaan oor rekenaar wat platval, wat moet opgestel word. Jy wil voorbereid wees, en dit is die harde effort en werk, wat baie van julle wat in 'n kerk instap nie raak sien nie. En net 'n normale dankie, en 'n seënwens, kan die positiewe verskil in soveel mense se harte bring. Kom ons kyk bietjie na onsself, kom ons kyk hoe staan ons sake met die Here Jesus Christus, streef daarna, om die Here waardig te wees. Jy weet wat, Christendom gaan nie oor jou nie. Christendom gaan nie oor jou nie, dan verstaan jy nie die Bybel nie. Om 'n Christen te wees is nie 'n one-man show nie. Ons is deel van 'n span, van 'n eenheid, van 'n Christelike familie, van 'n liggaam, waarvan Jesus Christus aan die hoof staan. Baie, baie belangrik. En 1 Korintiërs 12 vers 26, as een dit lei ons almal saam. So ons is deel van 'n liggaam, as jy geestelik deur God se oë kyk, en die hand kan nie voet verwerp en die oor ook nie die neus. Ons het mekaar nodig. En as ons die hele tyd kritiserend is en negatief en mekaar afbreek, dan wil jy eintlik God speel. Dan moet jy eintlik vir 'n slag voor in die kerk staan. Of jy 'n baas is, of jy 'n dokter is, of 'n direkteur, of wat jy ook al is. As jy by jou werk instap, wil jy hê die mense wat onder jou werk,
moet vir jou liefde en respek hê. Is ek reg? En so gaan dit oor die werk wat ons ook doen. Ons wil hê die mense wat voor ons sit, moet ons op die hande dra, hulle moet kan luister wat die Here deur ons spreek. Ek is nie daar om my storieetjies te kom praat nie. Dit gaan nie oor wat wil Koer daar kom praat nie. Dit gaan oor, dis alles in opdrag van die Here af. Dis afgebid van God af. Dis God wat daai woord, daai wysheid gee. En dis waaroor alles gaan, om daai produk goed en reg af te lewer. En vir God vanaand, as ek by die huis kom in die oë te kan kyk en sê, Vader, ek was getrou en gehoorsaam. Ek weet jy's verheerlik. Aan jou kom al die lof en eer toe. Dink mooi, gaan kyk na jouself, doen selfondersoek en gaan vir die regte redes kerk toe. Dit help jy gaan daarna toe om op jou horlosie te kyk en die geestelike leier te vertel hoe moet hy sy werk doen nie. Dit gaan nie daaroor nie. Alright, dit gaan oor wat kom uit sy mond en wat is die produk wat hy lewer. En ek kan vandag vir jou sê, baie van hulle maak 'n killing van 'n lewe, groot salarisse en bonusse en hulle praat net wat die ore streel. En dis net glo net in Jesus Christus en ons gaan hemel toe. En weet jy wat, as jy agter jou kyk, dan sien jy hoeveel van God se skape deur jakkalse en wolwe uitmekaar uitgeruk is. Kyk hoe word ons mense vermoor en verkrag. Kyk die siektes. Kyk hoe word ons besteel en verdruk en ingedoen. Maar soos 'n klomp skape is ons dag en nag in 'n ry op pad slagpale toe. En niemand van ons toets die woord wat uit die mond van baie geestelike leiers hier buite uitkom nie. En ek wil vandag vir julle sê, ja, God ken hulle by die naam en voor God sal hulle rekenskap gee. Maar sowel wat daar God in die hemel is, die Here hoor, hy is die getuie wat ek hier uitspreek. By my sal jy hoor wat van die Heilige Gees afkom. Ek sal nie my eie belange bo God se stel nie. Dit gaan nie oor wat Koert wil hê, of wat ander mense, of wat Satan wil hê. Ek is daar om die boodskap oor te dra, soos die Here dit op my hart en of dit 10 minute vat, of dit 'n halfuur vat, en of dit 1 uur en 'n half of 2 ure vat. Op die einde van die dag, as jy daar uitstap, moet jy verander word, jy moet verander wees, en jy moet iets huis toe vat, want dis hoekom jy opgedaag het. Kyk na jouself, wat is vir jou belangriker? Wie sit op die troonstoel van jou hart? Is dit jy? Is dit jou rykdom? Is dit jou, hoe kan ek sê, jou stokperdjies, jou sport, jou aktiwiteite, jou geld? Verstaan my punt, wie sit op die troonstoel van jou hart? Verstaan my punt baie mooi, wie sit daar so? Want jy weet wat die Here wil graag daar sit. En weet jy wat, al wat die Here vra is, partykeer 1 dag in 'n week, 1 dag wat jy daar gaan sit, wat jy jou horlosie by die huis los, wat jy met liefde en respek saam kom bid en saam ondersteun en saam lief wees en mekaar op die hande dra. En ja, ons moet oop wees vir kritiek, maar alles is nie altyd net sleg en negatief nie. En dis hoekom party mense is in die kerk, maar hulle is daar vir die verkeerde redes. Hulle is regtig daar om gesien te word. Hulle is daar om hulle gewete te sis en op die einde van die dag self God te speel en met stokke te slaan, en mens noem dit geestelike hoogmoed. En mens moet baie pas op, baie versigtig wees wat uit jou mond uitspoel en jou optredes teenoor ander. Jy moet dink voor jy praat, dink voor jy optree. Want weet jy wat, op die einde van die dag kan jy uitstap in ander kerke en jy kan soveel mense negatief beïnvloed. Weet jy wat doen jy op die einde van die dag? Jy bring mense se naam, jy bring God se naam in oneer. Dis wat jy doen en jy verdeel, jy skeer en jy bring twis en jy ruk ons geloof uit mekaar uit. Moenie deel wees van die probleem nie, wees deel van die oplossing. Wees 'n bouer, nie 'n breker nie. En soos ek sê vandag, ja, van my boodskappe is lank. Gaan kyk op Facebook. Maar daar's ook boodskappe wat kort is, wat 20 of 30. Ek doen op die einde van die dag wat die Here vir my sê. En vir my gaan dit oor wat ook al die pastoorpaar is, of wie dit ook al is, as hulle na daai preek luister en hulle kyk na die skrywe, moet hulle in hulle bedieningskamers kan instap en gaan vra, Here, dit wat ek hier lees, dit wat ek hier hoor, het dit van jou afgekom, ja of nee? En laat ek vir jou sê, die Heilige Gees praat nie uit 2 monde uit, die glad nie. Verstaan my punt, hy gaan nie vir jou iets daar een kant in die hoek sê en aan die ander kant sê hy vir my iets anders nie, want dan bring die Heilige Gees twiskering en verdeeldheid in die een liggaam van Christus, en dit is nie hoe God werk nie. So ja, ek wil dit net van my hart afgekry het vanoggend, en gaan kyk na jouself, doen bietjie, weet, selfondersoek, en vir die mense wat uitgestap het, en terwyl die musiek nog speel,
Ek wil vir julle sê, ek spreek julle onvoorwaardelik vry, selfs 70x7 spreek ek jou onvoorwaardelik vry, en ek seën jou met die volle vrug van die Heilige Gees. Mag hierdie boodskap jou gees, jou hart aanraak, en mag ons, jy weet, as jy wil eerste staan in die koninkryk van God, sê die Bybel, ons moet nederig, sagmoedig wees, soos Jesus bereid om voete te was. Nederig, sagmoedig, die een bo die ander ene te stel, ander te dien, die minste te wees. Verstaan my punt? Ek is jammer as my idee was nog nooit om die kerk vir jou vervelig te maak nie. Nou ek kan vandag vir jou sê, God het vir my 'n resep, 'n kaartjie op die hart kom gee, 'n formule op my hart. En glo my, hy kan vandag vir my een opdrag gee, en ek sal van die uithoeke van Suid-Afrika, van Messina af tot in die Kaap, al Satan se geestelike regte oor hierdie land en oor die mensdom van hierdie land, wortel en tak uitroei. Weet jy hoekom? Want die woord sê Johannes 14:12, ons sal doen wat Jesus gedoen het en nog meer. God weet dit, Satan weet dit, ek weet dit, in die Bybel staaf en bevestig dit. Maar vir God is gehoorsaamheid belangriker as offers. 2 Korintiërs 6:7, ons wapens vir aanval en verdediging om die wil van God te doen. Dit gaan alles oor die Here. En wie wat, enige persoon kan daarvoor gaan staan as dit sy keuse is, maar hy moet net verantwoordelikheid vat. Wat ek in my huis aanbetref, ons sal die Here dien. En as ek by jou huis, as ek by jou selgroep, as ek by jou kerk instap, moet jy weet, ek gaan die boodskap 100% aflewer, of jy daarvan hou of nie, of dit my 10 minute vat, en of dit my 1 uur vat. Ek is daar om my God te verheerlik, ek is daar om te bou, en soveel gees en harte van mense wat voor my sit. Onthou dit altyd in jou lewe, en met dieselfde respek, wat jy ander domies en pastore en geestelike kinders, medebroers en susters in die een liggaam van Christus, kan behandel, so kan jy my ook behandel. Verstaan my punt, ek kan jou nie maak lief wees vir my, of jou maak forceer om van my te hou nie, maar dit gaan nie oor my nie, verstaan my punt. Onthou een ding vandag, as jy jouself nie kan verloon nie, kan jy Jesus Christus nie volg nie, en as enigiets vir jou belangriker is as Jesus Christus, kan jy hom nie volg nie. Jy moet minder word en God moet meer word deur jou, Johannes 3:30. En weet jy wat, as jy 100% tot volle inkeer gekom het, kry jy jou opdrag van God af, nie God sy opdragte van jou af nie. En dit is hoe dit by ook werk. Ek kry my opdragte van God af, nie van jou af nie, van geen lidmaat, van geen mens, van geen ander gees nie. Die Heilige Gees versterk my met wysheid, insig, kennis en krag. En maak nie saak of die hele kerk uitstappie. Op die einde van die dag, as ek by die huis aankom, kan ek God in my gebedstyd in die oë kyk en ek weet hy is verheerlik. En dis al wat saak maak. Dit gaan nie net oor die vleeslike aksie nie. Dit is wat geestelik gebeur. En die boodskap wat uitgestuur en uitgedra word aan soveel mense wat honger is vir die woord, wat nie melk drink in hulle geloof, maar vleis eet in hulle geloof, en wat bereidwillig is om die woord te ontvang, wat God op ons harte kom. Onthou dit altyd, liefde en respek kos jou niks. Jou offer vir God is om daar te sit, dis jou offer, jou tyd wat jy gee, om daar te sit en te sê, ek luister Here. En as jy dan alles weet, en jy is jou eie God, en jy is die meneer, en jy weet van beter, gaan staan jy dan voor, as die geleentheid jou voordoen. Maar ek kan vandag vir jou sê, daar's een woord, wat jy verhoudings bou, een woord, en dit is respek. Respek vir jouself, respek vir ander mense, respek vir God en vir ons geloof. En jy kan so vinnig die Here se naam in oneer bring, en negatief en dood en vervloeking oor alles spreek. Dit is nie vrugte van die Heilige Gees nie, baie belangrik. Wees geseënd in die Here Jesus Christus, dankie vir die voorreg, en Gods rykste seën word vir almal. Dankie vir die luister, ons praat gou weer, groetnis.